Welkom terug by die Explainer. In deel 1 het ons gesien hoe die Weimar Republiek verkrummel het en hoe Hitler sy weg na bo oopgeveg het. Vandag, in deel 2, gaan ons in op iets baie donkerder. Ons gaan ontleed hoe die Nazi-party 'n idee, 'n ideologie geneem het en dit verander het in 'n vreesaanjaende masjien van totale beheer en massamoord. Jy het waarskynlik al hierdie aanhaling van pastoor Martin Niemöller gehoor. Dit vang net die kruipende afgryse perfek vas wat ons op die punt is om te verken. Hoe 'n hele samelewing net in stilte en medepligtigheid kan verval, terwyl vryheid stukkie vir stukkie uitmekaar geskeur word. Dit is so 'n kragtige waarskuwing reg, dat wanneer jy een groep teiken, jy werklik die deur oopmaak vir die vervolging van almal. Goed, so hier is wat ons vandag gaan dek. Ons sal 'n super vinnige opsomming doen van die pad na mag. Dan sal ons delf in die bloudruk vir hul sogenaamde rassestaat. Ons sal kyk na die 3 afgryslike stappe tot uitwissing. Hoe hulle die ideale nazi-burger gesmee het, die argitektuur van haat wat alles bymekaar gehou het, en uiteindelik sal ons praat oor stilte, getuienis en herinnering. Goed, eerstens, 'n vinnige opsomming van die pad na mag. En as 'n opknapping van deel 1, sal jy onthou dat Hitler se opkoms nie sommer oornag gebeur het nie. Geen manier nie. Dit is werklik aangevuur deur die as van die Eerste Wêreldoorlog, die totale ekonomiese chaos van die Groot Depressie en presies hoe broos Duitsland se eerste demokrasie, die Weimar Republiek, werklik was. En hierdie tydlyn wys jou net hoe asemrowend vinnig dit alles gebeur het. Demokrasie is net afgetakel na al daardie jare van onstabiliteit. Hitler word in Januarie 1933 as kanselier aangestel. 1 maand later, net 1 maand, gebeur die Reichstagbrand. En dit word die perfekte verskoning om alle burgerlike vryhede op te skort. En dan, 'n maand daarna, boem, die bemagtigingswet. Dis dit. Hitler het diktatoriale mag en die weg is gereed vir alles wat voorlê. Goed, so, kom ons kyk na die bloudruk vir hul rassestaat. Ons moet kyk na die kerngeloofstelsel wat werklik hierdie hele masjien aangedryf het. Want dit het nie net gegaan oor politiek of die gryp van grond nie. Dit was 'n werklik vreesaanjaende wêreldbeskouing en dit was alles gewortel in 'n heeltemal verdraaide weergawe van die wetenskap. So, die hele nazi-wêreldbeskouing was gebou op hierdie een eisingwekkende eenvoudige idee. 'n Totaal verwronge siening van oorlewing van die sterkste. Hulle het hierdie hele rasse-hierargie uitgedink, met die sogenaamde noordelike Duitse Ariërs aan die heel bokant. Vir hulle was die hele menslike geskiedenis net een groot stryd vir rassesuiwerheid en oorheersing. En die vreesaanjaende deel is dat dit nie een of ander randidee was nie. Hierdie gevaarlike pseudowetenskap het die absolute sentrale pilaar van staatsbeleid geword. En hul uiteindelike doel? Om 'n suiwer Duitse rassegemeenskap te skep. En dit het beteken om enige iemand wat hulle as ongewens beskou het, fisies uit te skakel. Kyk net na hierdie lys. Uiteraard was Jode die primêre teiken, maar dit het ook Roma, swart mense en slaweërs ingesluit. En dit is die deel wat so skokkend is, selfs die Duitsers self. As jy 'n fisiese of geestelike gestremdheid gehad het, was jy op hierdie lys. Onder dinge soos die genadedoodprogram is 10.000 Duitsers deur hul eie regering vermoor. Die eenste staat wat veronderstel was om hulle te beskerm. Wat ons bring by die 3 stappe tot uitwissing. Jy sien, die vervolging van Europese Jode was nie net 'n klomp ewekansige, gewelddadige handelinge nie. Nee, dit was 'n sistematiese, totaal berekende proses wat met verloop van tyd al hoe erger geword het. En om hierdie stadiums te verstaan is so belangrik, want dit wys jou dat volksmoord nie net een ding is wat gebeur nie.
Dit is 'n beplande, uitgevoerde daling in absolute afgryse. Kyk net na die progressie daar. Jy het geen reg om onder ons as burgers te leef nie. Dan word dit, jy het geen reg om onder ons te leef nie. En uiteindelik, jy het geen reg om te leef nie. Dit is 'n reis van sosiale dood na werklike fisiese dood. Die taal self sê vir jou alles. So kom ons breek elkeen van hierdie afgryslike stadiums af. Stadium 1. Uitsluiting. Die hele doel hier was om Joodse mense wetlik en sosiaal bloot uit die Duitse lewe uit te wis. Jy het die Nuremberg-wette wat hulle basies oornag van hul burgerskap ontneem het. Hulle het nie persone geword in die enigste land wat hulle geken het. Hulle is uit hul poste geskop, hul besighede is geboikot, hul eiendom is gesteel. Dit alles was ontwerp om hulle te isoleer, om die lewe onmoontlik te maak en om hulle te druk om net te loop. En toe kom stadium 2, ghettoïsasie. So nadat hulle van al hul regte ontneem is, was die volgende stap om hulle fisies uit die samelewing te verwyder. Hulle is gedwing om daardie geel ster te dra om hulle uit te ken. Dan is hulle in hierdie ommuurde dele van stede ingejaag, basies ooplig tronke. En ons moet duidelik wees, hierdie ghetto's was nie net hoepelekke nie. Hulle was doelbewus ontwerp om mense dood te maak deur hongersnood, oorbevolking en siektes. En dit lei na stadium 3, uitwissing. Dit was dit, die finale monsteragtige stap. Die doel was nie meer net segregasie nie, dit het sistematiese, industriële skaal moord geword. Die ghetto's is leeggemaak en mense is in goederetreine gepak, ek bedoel beeswaans, en na hierdie doodsfabrieke soos Auschwitz en Treblinka gestuur. Plekke gebou vir een enkele verskriklike doel, massa-uitwissing. So jy moet jouself afvra, hoe? Hoe het die regime so baie mense gekry om dit of te ondersteun of ten minste net te aanvaar? Wel, dit was geen toeval nie. Hulle was besig om die perfekte nazi-burger te smee. En hulle het begin deur sistematies beheer oor die gedagtes van die jongste generasie oor te neem. Ek bedoel, die hele onderwysstelsel is gekaap om die volgende generasie nazi's te skep. Eers het hulle die skole gereinig van enige Joodse onderwysers of studente. Toe het hulle al die handboeke herskryf. Hulle het letterlik vakke soos raswetenskap uitgedink om hul haatlike idees te probeer regverdig. Selfs sportsoorte soos boks is bevorder om kinders meer aggressief te maak. Dit was totale indoktrinasie vanaf die tyd dat hulle klein kinders in die jong volk was tot in die Hitlerjeug. Hulle is geleer, wees lojaal aan Hitler en haat die vyande van die staat. Dit het gegaan oor die skep van 'n generasie wat slegs lojaal aan die party was. So jy hoor hierdie aanhaling van Hitler. In my staat is die moeder die belangrikste burger. En jy dink dalk, okay, maar ja, daar was 'n groot sinistere vangplek. 'n Vrou se waarde in Nazi-Duitsland was direk gekoppel aan haar biologie. Spesifiek haar vermoë om kinders te produseer wat hulle as rasse gewens vir die ryk beskou het. Hulle is glad nie as gelyke burgers gesien nie. Hulle was basies instrumente van rassebeleid. As jy 'n sogenaamde gewenste moeder was en 'n klomp ariese kinders gehad het, is jy gevier. Jy het medaljes gekry. Brons vir 4, silwer vir 6, goud vir 8. Jy het spesiale behandeling in winkels en op busse gekry. Maar as jy 'n afwykende vrou was, iemand wat nie gekonformeer het nie, wat dalk kontak met 'n Joodse persoon gehad het, is jy wreed gestraf, publiek verneder, kop kaal geskeer en deur die strate geparadeer. Jy was 'n verraaier. Wat ons bring by die argitektuur van haat.
So hoe het hulle hierdie hele stelsel van beheer en terreur bymekaar gehou? Wat was die gom? Wel, die antwoord is 'n konstante, onontkombare en baie sorgvuldig vervaardigde stroom propaganda. En dit is waar dit werklik eisingwekkend word. Kyk na hoe hulle taal self as wapen gebruik het. In al hul amptelike dokumente sien jy amper nooit die woorde doodmaak of moord nie. In plaas daarvan het hulle met hierdie hele bureaukratiese woordeskat vorendag gekom. Massamoord het die finale oplossing of spesiale behandeling geword. Deportasie na gaskamers is evakuasie genoem. Die gaskamer self was ontsmettingsareas. Dit het die hele moordmasjinerie steriel, roetine en amper vervelig laat klink. En hul propaganda was ongelooflik gesofistikeerd. Dit was aangepas om elke enkele deel van die bevolking te tref. Vir die klein boere het hulle beloof om hulle van kapitalisme te red. Vir die werkers het hulle Hitler as 'n mede-frontlinie soldaat geposisioneer. Dit het alles gegaan oor die aanspreek van die spesifieke vrese en hoop van elke groep. Maar die een konstante? Hulle het meedoenloos haat teen 'n gemeenskaplike, heeltemal gefabriseerde vyand aangehits, die Joodse volk. Goed, so kom ons praat oor stilte, getuienis en herinnering. Wanneer jy gekonfronteer word met hierdie soort totale beheer, hierdie konstante stortvloed van propaganda en die baie werklike dreigement van terreur, hoe reageer gewone mense? Wel, as jy na die bevolking kyk, breek dit werklik op in 3 groepe. Jy het 'n klein kern van ware gelowiges gehad, baie van hulle die produk van daardie jeugindoktrinasie waarvan ons net gepraat het. Dan het jy 'n selfs kleiner, ongelooflik dapper groep aktiewe teenstanders gehad. Maar die grootste deel, by verre, die passiewe toeskouers. Die getuienis, die mense wat deur propaganda beïnvloed is, deur vrees verlam is en uiteindelik gekies het om weg te kyk en stil te bly. En hierdie skyfie wys jou net die 2 heeltemal verskillende wêrelde wat in dieselfde land op dieselfde tyd bestaan het. Aan die een kant het jy iemand soos Erna Kranz gehad, 'n Duitse vrou wat dit as 'n goeie tyd onthou het. Sy het daarvan gehou. En aan die ander kant het jy die Joodse ervaring gehad, 'n lewende nagmerrie, so vreesaanjaend dat dit hul drome binnegeval het. Soos die boek sê, hulle het baie dode gesterf, selfs voordat hulle die gaskamer bereik het. Dit is 'n deurslaggewende punt. Jou realiteit was heeltemal 100% afhanklik van wie jy was. So na die oorlog, hoe het die wêreld die volle afgryse leer ken? Dit is as gevolg van die oorlewendes. Mense wat deur die ondenkbare gegaan het en gedryf is deur hierdie ongelooflike gees om getuienis te lewer. Hulle het dagboeke gehou, hulle het argiewe weggesteek. Sommige van hulle is beroemd gevind, begrawe in melkkanne in die Warskau ghetto. Nadat hulle bevry is, het hulle hul stories vertel. Hulle het seker gemaak die waarheid sou nie vergeet word nie, dat dit nie saam met soveel miljoene slagoffers vernietig sou word nie. Wat ons laat met hierdie vraag: wanneer geskiedenis geskryf word, wat is die koste daarvan om weg te kyk? Want die geskiedenis van die nazi-regime is nie net 'n storie oor die verlede nie. Dit is 'n huldeblyk aan die min wat weerstand gebied het. Dit is 'n veroordeling van diegene wat saamgewerk het en dalk die belangrikste, dit is 'n permanente, eisingwekkende waarskuwing aan ons almal oor die ware koste daarvan om net in stilte toe te kyk.